Kerk, is jy opgewonde vir die woord vanoggend? Woe! Ons is baie opgewonde vir Pastor Mark wat hier by ons kuier vandag. Maar voordat ek hom vorentoe nooi, 2 afkondigings van my kant af, spesifiek gefokus op die tieners. So as jy 'n tiener is en jy is vanoggend hier in die diens, jy's dalk by jou ouers, ons het 'n Bible hour elke Sondagoggend tydens die oggenddienste waar jy kan vra oor die Bybel en so 'n bietjie dieper kan delf. Dit lyk so 'n bietjie anders as 'n Dinsdag, so as jy nou wil opstaan en gaan om hulle te gaan join, gaan ons vir jou 'n cheer gee sodat dit nie te awkward is nie. Okay. So hallo kerk, kom ons gee gou vir die tieners 'n cheer dat die wat wil gaan kan gaan. En dan saam met dit komende Dinsdag het Hallo Youth hulle sluit die kwartaal af met 'n worship aand. So as jy 'n jong mens is hier vanoggend, nooi jou vriende. As jy 'n ouer is, stuur jou kind en sê vir hulle om nog iemand saam te bring. Maar dis 'n ongelooflike geleentheid. Woe, jy vir daai woe. Kom ons, dis my voorreg om vir Pastor Mark vorentoe te nooi. Kan ons hom net verwelkom met 'n handeklap. Ek wil jou uitnooi om saam met my jou hand uit te steek sodat ons vir hom kan bid. Maar Pastor Mark, dankie vir Pastor Mark en Tannie Cora wat hier by ons kuier vanoggend. Dis altyd so lekker om julle hier te hê. Kom ons bid saam vir hulle. Here, dankie vir u goedheid en vir u guns. Dankie vir die voorreg om te weet dat u in beheer is van elkeen van ons stories en daarmee saam dat u in beheer is van Pastor Mark en Tannie Cora se storie, Here. Dankie vir die woord wat u in Pastor Mark se hart geplaas het vanoggend en vir die voorreg wat ons het om dit daarna te kan luister en daarby te kan leer, Here. Dis my gebed dat u die woord wat in ons harte val vanoggend sal kom vasmaak in goeie grond, Here, dat ons in die week vorentoe regtig daardeur kan delf en iets besonders daaruit kan vasmaak in ons lewens, Here. Ons eer u vir die voorreg om by u te kan leer. Ons bid dit in Jesus naam en ons almal sê, Amen. Baie dankie Marlies en welkom op 'n wonderlike wintersoggend. Weer is baie snaaks, maar het is vir my voorreg om hier te wees en ek wil dadelik sommer inspring en met die woord begin. Ek wil jou net eers 'n storie vertel van 'n man wat 'n bietjie wou rus. En sy vrou vra vir hom toe, wat gaan jy vandag doen? En hy antwoord niks nie. En sy sê, maar jy het gister ook niks gedoen nie. En hy antwoord en hy sê, maar ek's nog nie klaar nie. 'n Man sal dit dalk ken. Vrouens sal voel, daar's 'n verskil tussen rus en roes. En ek gaan met ons praat vandag oor ware rus. En ek wil sommer dadelik in die woord inspring en ek wil julle moet saam met my die woorde van Jesus lees waar hy praat oor regte rus. Dis in Matteus 11 verse 28 tot 30. Hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en swaar belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Jesus praat hier oor die regte rus. En ek dink, as ons na die Griekse woord kyk wat hier gebruik word in die oorspronklike teks, dan sal dit ons al klaar 'n beter idee gee van wat ware rus oor gaan. En die Griekse woord, ek wil nie mense altyd belas met allerhande Griekse woorde, maar dis 'n baie interessante woord, want die Griekse woord is anapausis. En as ek daai woord soort van op 'n Engelse manier uitspreek, dan kan jy rus hoor. Anapausis. Dankie, ek dink so 2 van julle het gevang waaroor dit gaan. Maar hierdie rus is nie net vir vrouens met die naam van Anna nie. En hier is die interessante ding van daai woord, die voorvoegsel Anna beteken opnuut en dit voeg 'n graad van intensiteit en voltooiing aan die werkwoord wat volg. En dan die werkwoord is die woord pau, wat letterlik beteken om te stop, om te pauseer, om stil te staan, om tot 'n einde te bring. So in 'n figuurlike sin beteken hierdie woord om te verfris, om rus te verskaf. En dis wat Jesus beloof, behoorlike rus.
Maar hier's 'n baie interessante koneksie wat Jesus maak tussen rus en 'n werktuig wat 'n juk genoem word. En dis hoekom ek die titel gekies het vir my boodskap, Rus in die juk. En daar lyk of daar 'n teenstrydigheid in die woorde van Jesus kan wees, want hy praat hier van 'n juk. En ek dink ek moet 'n juk eers verduidelik, want Plaasjappie sal weet wat dit is, maar julle stadsjannies sal dalk nie weet nie. 'n juk is nie iets wat gekrap moet word nie. In Engels praat hulle van 'n yoke, maar dit ook niks te doen met wat in die middel van 'n eier is nie. En ek wil net sê dat 'n juk is 'n soort harnas wat op osse se nekke geplaas word, sodat hulle 'n vrag kan dra of trek of 'n ploeg kan trek. Ek gaan later so 'n bietjie meer sê oor 'n juk, maar ek wil net dit beklemtoon. 'n juk is 'n werktuig, 'n implement van werk. En Jesus sê dat ons 'n werktuig moet opneem sodat ons kan rus. En dis amper asof hy homself weerspreek as ons nie verstaan wat dit beteken nie. So, laat ek dit in Engels stel. It seems like a contradiction, and I did mention oxen, so it seems like an oxymoron. Or a paradox. Nou, dis baie interessant. Ek het na hierdie skrifgedeelte gekyk en dit amper klink asof Jesus 'n teenstrydigheid gee, want hy praat hier van sekere werkwoorde wat dan vir ons rus sal bring, aksiewoorde. Maar ek wil hê ons moet dit duidelik verstaan. Hierdie rus kom net as 'n reaksie op sy belofte en sy uitnodiging. Is nooit 'n gevolg van ons werke nie. Dit kom uit ons verhouding met hom. So rus is nie die resultaat van ons werke nie. En voor ek by hierdie woorde van Jesus kom, wil ek 2 ander skrifgedeeltes noem, om my waar te sê, 2 stellings uit die boek van Hebreërs, wat ook blyk of dit teenstrydig is, en mense kan dit verkeerd opneem. Tussen hakies, as jy die boek van Hebreërs gaan lees, hoofstukke 3 en 4, het die tema van rus, want die naamwoord en die werkwoord kom meer as 10 keer voor daar. So kom ek hier die eerste stelling lees uit die eerste vers van hoofstuk 4. Hebreërs 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus, dis God se rus, in te gaan, nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. So die Bybel sê vir ons op ander plekke herhaaldelik, moenie vrees nie. Hoekom sê dit hier, laat ons vrees? Is daar 'n teenstrydigheid? En beslis, jy kan nie rus as jy vrees nie. Die twee gaan net nie saam nie. So die Griekse woord wat gebruik word hier, kan beteken om bang te wees, om vreesagtig of verskrik te wees, maar dis nie die soort vrees wat God wil hê nie. Hierdie woord kan ook beteken om ontzag te hê, om eerbied of agting of respek te betoon, om nederige gehoorsaamheid te bewys. En dis presies hoe ons hierdie vers moet lees. Kom ek dit in eenvoudige taal vir ons stel. Ons moet so 'n hoë agting en eerbied vir God hê, dat ons sy wonderlike belofte van rus so hoog op prys stel, sodat ons hierdie rus kan ervaar. Dis hoe ons daai vers moet lees. Dan is daar in vers 11 van dieselfde hoofstuk weer 'n stelling wat misverstaan kan word. Laat ek dit eers in Engels lees uit die King James Version uit. It says, let us labor therefore to enter that rest. Now that sounds like a total contradiction. Labor to enter rest. 'n Interessante Afrikaanse vertaling, die Nuwe Lewende Vertaling sê, kom ons span dan alles in om daardie rus, die rus van God, binne te gaan. So how can you labor to enter into rest? Because rest means to cease from labor. Hoe kan ons deur inspanning rus geniet?
En weer eens moet ons daai Griekse woord korrek verstaan, want hy kan op verskeie maniere vertaal word. Dit kan beteken om geweldige moeite te doen, dit kan beteken om iets hastig met baie energie te doen, maar die woord hier beteken om iets gretig of met erns te doen, om iets passievol te doen. En dis waaroor dit gaan. So kom ek weer eens dit in eenvoudige taal vir ons stel. Ons moet God se belofte om sy rus in te gaan met passie en met erns moet ons dit aanpak en aanvaar. So laat ek dit weer duidelik stel. Ons rus kom nie deur ons werke nie. Maar daar is dinge wat ons moet doen as ons hierdie uitnodiging van Jesus wil aanvaar. So kom ek kom terug na Matteus 11 toe en ek gaan daai aksiewoorde, ek gaan net vir ons werkwoorde gee wat Jesus in Matteus 11 noem. Party van hierdie werkwoorde kan ons baie duidelik ooglopend raak sien, ander word indirek geïmpliseer. So hier is die eerste aksie wat Jesus noem in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe. Wat beteken dit as Jesus sê, kom na my toe? Ek het gesê, ons rus spruit uit ons verhouding met hom. Die eerste ding wat dit beteken is, laat vaar jou eie gedagtes en idees. En kom kry die waarheid by Jesus. Kom na my toe, sê hy. Dan beteken dit om weg te draai van jou rustelose pogings om God te beïndruk, om 'n goeie lewe te probeer lewe. Dit beteken ook om Jesus te herken as die enigste antwoord en die oplossing vir al die vrae en die probleme wat jy in jou lewe het. Dit beteken ook om na Jesus toe te kom, nie net vir redding of saligheid nie, maar vir voortdurende geestelike groei. Dit beteken om Jesus te volg, nie om na hom toe te kom en dan weer weg te gaan nie, maar om 'n volgeling, 'n disipel van Jesus te word. Dit beteken om jou hele lewe aan hom te verbind. Hy nooi ons uit en hy sê, kom na my toe en kom laat ons lewens met mekaar verbind kan word. Kom ek dit in Engels stel, it means to come aside. Jesus said to his disciples when they needed rest, and this is an old translation, but he said, come ye apart and rest a while. So I want to put it this way. If you don't come apart, you will come apart. Jy gaan uit mekaar uitval. So dis 'n uitnodiging. En it requires that we RSVP to that invitation. Ons moet reageer. Dis 'n uitnodiging aan ons almal. So dis die eerste aksiewoord. Dan die tweede woord, en hierdie woord is nie word nie direk genoem nie, dit word geïmpliseer en dis die woord staak. En ek praat nie van die ouens wat glad nie wil werk nie. Ek praat van dat mens iets moet ophou doen. In Matteus 11 vers 28 gerig Jesus hierdie uitnodiging van rus spesifiek aan almal wat vermoeid is. Almal wat vermoeid is. En hy sê, ek sal jou rus gee, maar jy moet jou harde arbeid moet jy staak. Jy moet ophou met dit. So Jesus bied vir ons rus aan as ons uitgeput is van harde werk. In ons gesprek met Kayla voor die diens het sy ons vertel van 'n huis, en van julle sal bekend wees met dit, ouens wat mense help wat op die straat is, en die huis se naam is nogal baie interessant, Moeg Gesukkel. En daar is 'n huis ook, 'n huis van vrede, 'n huis van rus vir jou, as jy moeg gesukkel is. En ek wil hê ons moet die ding raak sien hier, so dis baie belangrik om te sien, dat Jesus praat nie hier van fisiese arbeid nie. Hy sê nie ouens wat moeg is van fisiese arbeid nie. Ek glo, God kan my liggaamlik ook verfris. Hy kan dit vir my gee. Maar hy praat spesifiek hier van 'n geestelike en emosionele uitputting. En dit is ook belangrik om te sien dat Jesus hierdie hele idee van rus koppel aan die juk, die las wat godsdienstige wette en reëls kan veroorsaak.
want daai godsdienstige wette kan harde uitputting bring. So Jesus wil mense emosioneel herstel en hulle geestelike rus gee. So die werkwoord hier wat vertaal word met vermoeid in die Grieks beteken letterlik om werk te doen met die effek van uiterste moegheid en verminderde krag en energie. En ek wil vir ons sê vanmôre, baie keer probeer ons God beïndruk, of ons probeer om God se guns te kry, deur allerhande godsdienstige reëls en regulasies te volg. En ons werke is baie vermoeiend en is oneffektief. En Jesus sê vir ons, hou op, staak jou eie godsdienstige pogings, wat jy dink vir jou geluk sal bring, of my guns sal bring. Jesus wil jou vrymaak, kom ek dit so stel, van 'n presterende tipe godsdiens. Jy hoef nie te presteer om God se guns te kry nie. God wil vir jou rus gee, nie en guns gee uit genade, nie uit jou werke nie. Nou, dit beteken nie dat ons geen werke moet doen nie. Kom ek gee vir ons die regte perspektief. Efesiërs 2, verse 8 tot 10. Ek luister na die klem op genade hier. Hy sê, uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel. Ek hou van die een Engelse vertaling wat sê, we are his workmanship. God het die werk gedoen. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek dink hierdie is een van die mees vrymakende verse in die Bybel. Want ons hoef nie werke uit te dink, of te probeer doen, om God te beïndruk nie. God het dit klaar voorberei. Al wat ek moet doen, is ek moet dit vind, en ek moet daarin wandel. So ons, volgens hierdie vers, word nie uit werke gered nie, maar ons word tot werke gered. Maar is werke wat ons ook in God se krag en in God se vermoë kan doen. So die rus vir jou gemoed of die rus vir jou siel wat Jesus hiervan praat, is 'n emosionele vrede, dis 'n geestelike stabiliteit. En in die tye wat ons lewe, het ons dit geweldig nodig. Ons het 'n vernuwing van ons gedagtes, ons het herstel van ons emosies nodig. En dis hoekom Romeine 12 vers 2 dit so stel, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. As jy na Jesus toe kom, gaan hy jou help om jou hele gedagtewêreld te verander. Jy sal anders dink, jy sal anders voel, jy sal anders optree. Hy wil jou vrede gee vir jou frustrasies. Marlies se storie het my nogal getref van die Tupperware deksels. Want 'n mens kan deksels gefrustreerd wees. Is dit oukei om my woord in die kerk te gebruik? Dankie. Jy weet, ons weet, Tupperware deksels en enkel sokkies. Sonder maats, dis een van die grootste frustrasies. Maar God sê, ek wil nie net jou help met die klein frustrasies nie, maar die groot dinge in jou lewe wat jou moeg maak. So staak jou harde arbeid en gaan my rus binne. Hier is die derde woord, ek het so gesukkel om 'n woord te kry, maar kom ek net dit so stel, los. Los dit uit. Laat dit gaan. Laat dit los. In Matteus 11:28 nooi Jesus diegene wat swaar belas is. En hy sê, laat los. So Jesus nooi jou uit om jou las te los. En hy wil graag vir jou daai vrede gee. Laat ek in Engels stel, release brings release. It brings rest. En wat is daai swaar las wat mense kan dra?
kan dra. Weereens glo ek nie dis 'n fisiese gewig wat hy van praat nie, maar 'n emosionele, 'n geestelike las. Dit kan of die las van sonde wees wat jy dra, dit kan 'n emosionele bagasie wees wat jy rondsleep, dit kan die sorges van hierdie wêreld wees, dit kan die beswaardheid van jou hoogmoed en jou selfgenoegsaamheid en jou eie pogings wees. Dit kan die las wees van godsdienstige reëls en regulasies wat wettiese mense op jou wil plaas. Dit kan die ontvlugting wees van stormagtige seisoene. So weer eens die werkwoord wat hier in die Grieks gebruik word, beteken letterlik om oorlaai te wees. En dis die mense wat Jesus aanspreek. En natuurlik in daai tyd, ek gaan net 'n bietjie meer daaroor sê, was daar mense wat oorlaai was met godsdienstige wette en ook menslike tradisies. So ons moet dit laat gaan. There's an old American spiritual song that says, "Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down." En dis wat ons moet doen. And if you don't know that song, there's another well-known hymn that Queen Elsa sings, "Let it go, let it go." en Petrus skryf daarvan in 1 Petrus 5 vers 7 en partymal is die Bybelse taal so mooi. Dit sê dit so sagkens. Dit sê hier, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die woord werp beteken gooi. Letterlik gooi. En ek dink partymal moet ons daai drastiese aksie doen. En net sê, Here, hier's my sorge nie. Gooi dit op hom. Dis die woord, nooi my uit. Gooi dit op hom, werp dit op hom. Hy sal vir jou sorg. Dis so belangrik. Corrie ten Boom was 'n evangelis in die Tweede Wêreldoorlog en sy het in Nederland gewoon en sy het dit so gestel in Engels. If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. En dit is so belangrik, ons moet net daai dinge laat gaan. If you want to be unstressed and blessed with rest, let me suggest, let go and let God. So belangrik. Laat ek hierdie vers ook in Engels lees, want dit is so mooi vertaling, the Passion Translation, actually paraphrase, Psalm 55 and verse 22, and here David says, "So here's what I've learned through it all. Leave all your cares and anxieties at the feet of the Lord, and measureless grace will strengthen you." Oh, dit is so mooi gestel. Ons moet laat gaan, ons moet dit by die Here los. Ek het 'n storie gehoor van 'n man wat 'n hitchhiker, wat's 'n hitchhiker? 'n Ryloper, dankie. Hy het langs die pad gestaan, was 'n verskriklike warm dag en hy het geryloop en 'n baie swaar rugsak op sy rug gehad. En daar stop toe ou met 'n bakkie en hy sê vir hom, "Klim in." Die ou sê vir hom, "Nee, luister, ek is papnat gesweet, dis so warm, ek is so moeg. Ek sal agter op die bakkie klim." Hy sê, "Oké, as jy dan wil," en hy klim agter op die bakkie en so end gery, toe kyk hierdie ou in sy triespieeltjie en hy sien hierdie ou sit op die bakkie, maar hy het nog 'n rugsak op sy rug. En ek het gedog, dit is so tipies van ons. Ons gee ons lewe oor in die hande van die Here, maar ons dra nog ons swaar las op ons rug. En hier's wat God sê, los dit, laat dit gaan. En dit is so belangrik vir ons om daai aksie ook uit te voer. Hier is die volgende aksiewoord wat Jesus gebruik in Matteus 11 vers 29. En dis die woord neem of neem op. En laat ek ons net weer herinner van 'n juk. Dis 'n houtharnas op die nek van 'n os en dis interessant hier, want Jesus sê eintlik vir hulle, my juk is nie nadelig nie. Jy sal vind dis behulpsaam, dis bruikbaar
En ek gaan weer iets oor 'n juk sê, maar hier's iets belangrik wat ons moet sien. Jesus het nie gesê, ek sit my juk op jou nek. Hy het nie gesê, ek plaas my juk op jou nie. Hy sê, neem my juk op, vat my juk. Taking means trusting. Ons moet God vertrou. En is so interessant, dat partymal gee die Here vir ons goed, maar ons moet op sy uitnodiging reageer. En ek wil 'n ander voorbeeld gebruik in Efesiërs 6, en jy kan dit gerus by die huis gaan lees. Hier van vers 11 tot vers 17 of 18, praat hy van die wapenrusting van God. En kyk na die aksiewoorde hier. In vers 11 sê hy, trek aan die volle wapenrusting van God. Vers 13, neem die volle wapenrusting van God op. Vers 14, hy sê, staan vas, julle heupe omgord met die waarheid en bedek julle met die borsplaat van geregtigheid. Vers 15 sê hy, trek aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Vers 16, neem op die skild van geloof. En vers 17, dra die helm van verlossing en die swaard van die gees. Jou wapenrusting is daar, God het dit klaar voorsien, maar jy moet dit aantrek, jy moet dit opneem. Dis dieselfde wanneer dit kom by die rus wat Jesus aan ons bied. Jy moet jou swaar las laat gaan en jy moet sy juk op jou neem. Dis nie 'n juk wat swaar is om te dra nie. Hy gee my genade, hy gee my krag om dit te dra. Nou kom ek net vir ons duidelik stel wat Jesus nie hier sê nie. Jesus het nie vir hulle gesê, kom na my toe en ek gaan julle so 'n ruskansie gee nie, of 'n rusplekkie nie. Ons weet dat vandag as 'n mens 'n ver pad ry en dan is daar rusplekkies langs die snelweg of watter pad jy ook al ry. Maar dis nie wat Jesus vir ons beloof nie. Daar is oomblikke van kort kragherwinning wat ons nodig het, maar dis nie wat hy vir ons aanbied nie. Jesus sê, ek gaan vir jou 'n rustende lewe gee. Dis rus terwyl jy werk. En dis die wonderlike ding. Hy het ook nie gesê, kom na my toe en ek gaan vir jou rustige slaap gee nie. Want daar's nie tyd vir slaap in die koninkryk nie. Daar's werk om te doen. So dis nie om dagdrome te hê of om vaak te voel nie. Jy moet aan die werk kom, want dit is 'n rustende werk wat God vir ons gee. Hy sê ook nie, kom na my toe en ek gaan vir jou vakansie gee waar jy niks hoef te doen nie. And I want to put it in English. You can have a vacation while you are functioning in your vocation. God wil vir jou daai tipe rus gee. So, kom ek vir ons sê wat Jesus eintlik gesê. Hy sê, kom na my toe en hou op om te vertrou op jou eie krag en hou op met jou onproduktiewe dooie werke. My genade sal dit moontlik maak vir jou om te werk sonder om uitgeput te word. Want ek gaan jou verfris en jou laat rus terwyl ek deur jou werk. Is dit nie wonderlik nie? Dis die rus wat hy vir ons gee. Hier is 'n volgende aksiewoord. Die woord leer. Leer. Kom ons kyk na vers 29 weer. Jesus gaan voort en hy sê, leer van my. Ek is sagmoedig en nederig van hart. En weer eens wil ek uitwys wat Jesus nie gesê het nie. Jesus sê nie, leer al die godsdienstige wette nie. Hy praat met mense wat natuurlik die wette van Moses geken het, maar hy sê vir hulle, dis nie waaroor dit gaan nie. Moenie probeer om al daai wette te leer, plus al die menslike tradisies wat daarbey gevoeg is nie, want jy kan dit nooit doen nie. En die belangrike ding wat ek wil hê ons moet raak sien hier is, voor ons lesse van Jesus kan leer, moet ons Jesus as 'n persoon leer ken. Dit gaan nie net oor waarhede of leerstellings nie. Dit gaan oor om te leer wie Jesus is. Luister wat sê hy. Hy sê, leer van my. Nie
dan sê hy nie, dit is wat ek doen nie. Hy sê, dit is wat ek is. Ek is sagmoedig en nederig van hart. So die belangrike ding vir ons is, om eerstens sy karakter te leer ken. Ons moet weet, dat God 'n goeie God is. Ons moet God sien, soos wat hy homself openbaar in sy woord. Ons moet weet, dat ons 'n Vader van liefde en deernis het. En dis wat Jesus ook sê, ek is die leermeester, ek is die onderwyser in jou lewe, en ek is sagmoedig, en ek is nederig van hart. En hier is die wonderlike ding, oor Jesus as ons leermeester, of ons onderwyser. Ons gaan toetse skryf, maar hy gee vir ons die antwoorde. Want hy is die antwoord. En dis die wonderlike ding, hy is nie 'n ongenaakbare onderwyser nie. Hy is nie iemand wat hardvogtig is nie. Wanneer hy sê, ek is sagmoedig, en ek dink die Afrikaanse woord is 'n mooi woord, as ons dit bietjie opbreek, dan sê, ek het 'n sagte gemoed. Die Engelse woord is die woord meekness. And I want to say this, meekness is not weakness. Om die waarheid sê, die Griekse woord wat hier gebruik word, is presies dieselfde woord wat gebruik is om 'n mak dier te beskryf. As jy 'n wilde perd vat, en jy breek daai perd in, en daai perd is nou mak, dis die woord, meek, mak, wat gebruik word. Nou wil ek dit vra, as jy 'n perd getem het die perd sy krag verloor? Nee, daai krag is nou net onder beheer. Dis wat sagmoedigheid beteken. Nie sonder krag nie, maar krag onder beheer. Dis wat Jesus sê. Ek is die onderwyser, die leermeester, wat jou graag wil leer met 'n sagmoedige gesindheid teenoor jou. Nou, wil ek dit sê, dat as Jesus ons leermeester is, dan moet ons leerders wees. En dis wat die woord disipel beteken. Dit gaan oor 'n verhouding as 'n volgeling van Jesus, as 'n lewenslange leerder. Ek wil graag hierdie woorde in Matteus 11 vir ons lees, uit 'n parafrase wat genoem word, The Message Bible, ons sal bekend wees daarmee, ek is seker. Hy sê, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. En hier is so 'n mooi frase. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. So ons moet leer in Jesus se leerskool. En tussen hakies, as ek weer eens die Griekse woord kan ingooi hier. Die Griekse woord vir skool het letterlik oorspronklik beteken ontspanning. Ontsnapping van werk. En dis hoe Jesus wil hê ons moet leer. Dis deel van die rus wat hy vir ons aanbied. Volgende woord. Ontvang. Hierdie werkwoord is so belangrik en dit word geïmpliseer hier in vers 28, om die waarheid sê, 2 keer sê Jesus, ek sal julle rus gee in vers 28, en dan sê in vers 29, julle sal rus vind. So hy gee, ek moet ontvang. Hy voorsien die rus en ek moet dit vind. Nou daai rus wil ek hê, ons moet besef, dis nie 'n beloning nie, dis 'n genadegawe. God gee dit vir my. Daar's niks wat ek kan initieer nie. God initieer alles wat goed is. Al wat ek kan doen is God initieer, hy ageer, ek kan net reageer op hom en op wat hy gedoen het. En dit is so belangrik om dit raak te sien. So, dis nie 'n beloning na 'n moeilike soektog nie. Luister wat sê Jesus oor soek in Lukas 12 verse 31 en 32. Hy sê, soek
sy koninkryk, die koninkryk van God. En hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan in die volgende vers, help by ons, hy sê, moenie bang wees nie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. So dit is nie 'n soek na iets wat weggesteek word, en dit is nie 'n verskriklike harde poging wat ek moet aanwend nie. Laat ek die kinders se taal gebruik hier. Ek soek roomys. Wat beteken dit? Ek begeer. Ek wil graag roomys hê. Dis wat Jesus sê, wanneer hy sê, soek die koninkryk, begeer, en jy sal besit. Dis wat hy vir ons sê. Dis die laaste woord, want ek het die hint gekry. As Marlies begin speel, dan moet jy klaarmaak. Die laaste werkwoord is begryp. Begryp, besef of bemerk. In vers 30 sê Jesus, my juk is draaglik en my las is lig. Hoekom sê dit? Want die begrip wat die mense in daai tyd gehad het van 'n juk was iets wat swaar is, was iets wat hard is. En dis hoekom hy sê, julle moet julle begrip verander, want my juk verskil van ander jukke. In daai tyd het die lering van die godsdienstige leiers bekend gestaan as 'n juk, want daar was wettiese eise, swaar dinge wat mense moes doen. Nou, hoe kan Jesus se juk rus bring? In Lukas 11 vers 46 praat Jesus met die sogenaamde kenners van die wet van Moses, en hy praat oor hulle swaar leringe. Hy sê, julle wetgeleerdes, elende wag vir julle ook, want julle laai ondraaglike laste op die mense. En sal verroer julle geen vinger om die laste te dra nie. Hy sê, julle doen dit nie en julle help nie mense om my las te dra nie. Julle plaas hierdie swaar dinge op mense. Selfs in die boek van Handelinge, Petrus vermaan Joodse gelowiges, want hulle wou die las van besnydenis op die nie-Joodse gelowiges plaas. En hier's wat hy vir hulle sê in hoofstuk 15 vers 10 van Handelinge. Waarom wil julle dan nou beter as God weet, deur op die nek van die nie-Joodse gelowiges 'n juk te lê, wat ons voorgeslagte nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. En op 'n ander plek skrywe Paulus oor besnydenis, en hy sê in Galasiërs 5 vers 1, hy sê, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing. Luister mooi vir my. Ons gaan nie terug na die Ou Testament nie. We're not going back to our Jewish roots. Ek hou van die manier waarop Reinhard Banke dit sê. Hy sê, we're not going back to Jewishness, we are growing in Jesusness. En dis wat ons moet sien. Moenie vasgevang word weer in wette en reëls en regulasies nie. Jesus het gekom om ons vry te maak. Dis wat die nuwe verbond sê. En dis kom sy juk anders is. En tussen hakies, Jesus praat nie hier van 'n enkel juk wat op een os geplaas word nie. Hy sê, neem my juk op julle, nie jou juk nie. Neem my juk, hoekom? Want hy dra dit saam met ons. As jy enigiets weet oor osse en oor 'n ploeëry, dan sal jy weet, 'n boer sal partymal 2 osse onder 'n dubbeljuk inspan. Hoekom? Want daar's een ouer, sterker os wat 'n jonger, onervare os help om die las te dra en om in die regte rigting te beweeg. En dis presies wat Jesus sê. Ek neem my juk op julle, ek trek saam met jou, ek dra die las. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg het ons. Ek sukkel om klaar te maak. Ek gaan afsluit. Dis my eerste afsluiting is, ek sluit gewoonlik so 10 keer af in een preek. In Deuteronomium 22 vers 10 gee Moses hierdie instruksie vir Israel. Hy sê, moenie 'n bees en 'n donkie saam voor 'n ploeg inspan nie, omdat hulle nie gelyk trek nie.
Hoekom? Dan kom ek 'n paar redes gee. Prakties. Want 'n bees en 'n donkie is twee verskillende spesies. Oxen and donkeys differ in size, in structure, in strength, in stride and in step. They do not make good yoke fellows. Iemand gaan seer kry in die hele proses. Nommer 2, dis was nie net prakties nie, maar was ook seremonieel. Want 'n os was 'n reindier, maar 'n donkie was 'n onrein dier, so hulle gaan nie saam nie. Maar derdens is dit ook 'n geestelike waarheid wat die Bybel vir ons wil leer. In 2 Korintiërs 6:14 sê Paulus, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter vennootskap kan daar wees tussen reg en onreg? Of watter verbondenheid kan daar wees tussen lig en duisternis? Laat ek dit net mooi stel, dit praat nie net oor die huwelik nie, dit praat oor alles in ons lewe. Wees versigtig om nie met mense 'n verbond aan te gaan as hulle nie dieselfde waardes as jy het. Want jy kan nie daai goed met mekaar verbind nie. En dan 'n laaste ding wat ek wil sê hieroor. Wees versigtig om nie ou verbond en nuwe verbond op te meng met mekaar nie. Jy kan nie wette en tradisies van die Ou Testament saam met die nuwe verbond probeer saamspan onder een juk nie. Dis 'n vrymakende juk wat Jesus vir ons gee. So hy sê my juk is sag, dis draaglik, dis gemaklik. His yoke does not choke. Amen. En Johannes stel dit so mooi oor God se wette, God se beginsels, laat ek liewe so stel. In 1 Johannes 5 vers 3 sê hy, dis die liefde vir God dat ons sy gebooie onderhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Dis die rus wat hy vir ons wil gee. Dis my tweede afsluiting. Ek wil graag die woord verantwoordelikheid in Engels vir ons verduidelik. Responsibility. What is your responsibility? Your responsibility in this whole process is just your response to his ability. That's what responsibility is. Moenie dit in jou eie krag probeer doen nie. Rus in die juk. Laat hy die las vir jou dra. Amen. Kom ons staan. Ek wil graag vir jou bid as jy deur 'n tyd van frustrasie, 'n tyd van uitputting gaan. Daar net iets is wat jou regtig vermoei, wat jou moeg maak. Want Jesus sê, kom na my toe. Gooi jou laste. Werp dit op my. Ek sal vir jou sorg. En dis wat ons moet doen vanmôre. Jy weet, partymal moet ons net 'n praktiese ding doen. Ek gaan vir jou vra om iets te doen. Ek wil hê jy moet jou hand so uithou. En dan wil ek hê jy moet dit wat frustrasie of vermoeienis veroorsaak in daai hand sit. Sit dit in jou hand en maak daai hand toe. En op die telling van 3 gaan ons daai sorge op hom gooi. Jy reg? 1, 2, 3. Moenie dit kom optel as jy uitloop nie. Los dit by die Here. Gaan sy rus in. Amen. Vader, dankie vir hierdie wonderlike uitnodiging en belofte dat daar rus vir ons is. Maar ons moet rus in die juk. Help ons om al hierdie aksies in reaksie op u uitnodiging uit te voer. Help ons om die regte rus, die ware rus te ervaar, wat Jesus Christus vir ons wil gee. En ek bid, Here, as daar iemand is wat nie hierdie verhouding met u het om hulle laste op u te werp nie, dat hulle Jesus Christus sal aanneem as hulle persoonlike verlosser, saligmaker, vredebringer. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen.